Ja, goeiemôre. Dit is nou 9 die oggend. Ek het 8 uur begin werk. Ek is hier by Fort nou waar ek werk en ja, so begin my dag. Dis die handelaar. Hierbo sit my baas. Good morning. This was found in our parking lot up in Mozak's. Yes. It's been September of last year. Oh, that's I don't know fine. I don't know what it is or what, but anyway. Thanks a lot. Yeah, you bet. See you again. En dan kom maar heeldag mense in en uit. Bring goeders, doen goeders. En kom kyk na goeders. En nou stap ek bietjie buitekant, dis bietjie koud vandag, is minus 8 grade hierso. Voel maar soos Belfast in die winter. En ek wys julle 'n bietjie 'n paar karre wat hierso staan. 'n Paar Lincolns. Daar's 'n Ford Ranger. Die van julle wat hulle ken, daar's ons Suid-Afrikaanse Ford Rangertjie. Hulle maak dit in Mexico hierso. Hierdie is alles Lincolns, daar's 'n Ford Bronco. Daar's die F-150's, F-250, F-350 trokke, bakkies. Ja. Ek sien daar's so 'n ding, julle moet weet as jy nou goed gekeer is, of jy eers 'n onderhoud gehad het en hulle bel vir die tweede onderhoud, dan weet jy, okay, ek is in. As jy medies gedoen is, jy definitief in. Hulle gaan nie daai geld spandeer op jou as jy nie gaan nie, want dit kos hulle 'n klomp geld elke medies wat hulle doen. Hier is ons strate. Daar gaan hy terug, daar staan die polisie. Onder is die polisiestasie, daar's 'n kerk. Hierdie is maar 'n ou dorpie. Hier's 15,000 mense in die dorpie. Okay. Jy het nou jou medies, dan moet jy maar bietjie wag. En as jy hier op jou vlug kom, is 'n moerselang vlug, maak maar reg. As jy hier kom, dan kry jy 'n stempel in jou paspoort wat sê work authorization. Dit beteken jy mag werk. Jy mag wettiglik werk in die land. Jy kan enige werk gaan doen wat hulle dit aanvaar. Party ouens aanvaar nie daai stempeltjie nie, meeste ouens doen. Jy kan 'n brief op die UCIS se webwerf kry sodra jy hier is en jy's geregistreer jy's hierso, wat jou I-94 genoem word en jy kan hom gebruik om werk te kry. Ongelukkig gaan jy moet wag vir jou social security nommer voor jy 'n lisensie kan doen. Maar ja, as jy dit eers begin werk, maak nie saak wat jy doen nie. Al gaan werk jy op 'n plaas, al was jy karre, weet dit maak nie saak nie. Ons ouens wat die detailing doen hierso by ons kry $20 'n uur om karre te was. Hulle doen 3-4 karre 'n dag en dis dit hulle doen. Ek kry baie koud. Ek gaan 'n bietjie ingaan. Okay, jy work authorization, begin jy werk. Jy gaan doen enigiets. Eers 'n paar maande gaan dit dalk nie lekker wees nie. En dan begin jy soek vir ander werk, soos jou social security inkom, soos jou lisensie inkom, al daai goeters. Ons het 'n baie groot netwerk hierso van Suid-Afrikaners. 'n Hele paar honderd. Die Chamber of Business van Suid-Afrika is ook hierso. As jy met hulle kan kontak maak of my kan kontak maak as jy vashaak, ons sal almal sal help. Ons kan werk kry, ons kan werk op plase is volop. Werk nie dorp volop. Dit is regtig maklik om werk te kry. En dan is jy in die gang en as jy by refugee is, het jy dan 'n maand of 2 se gratis verblyf wat baie help. Maar moenie daarop staat maak nie, onthou jy bly 'n refugee. So jy's nou maar eintlik niks met die jy moet begin werk. En as jy begin werk, dan begin jou lewe en dan sal jy sien dat jy kan alles koop en goeders. Jy gaan skrik vir pryse as jy hier kom. Maar min of meer is die goed baie dieselfde pryse as Suid-Afrika. Daar's so 'n paar goedjies wat verskil. Veral beespryse is baie duur. Maar verder as dit is alles maar dieselfde pryse. En ja, gesels later weer. Ek gaan bietjie ingaan. Ek kry baie koud.